Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons die verbond van die doop in sy werklikheid kon sien gebeur vanmôre. Dat ons net besef dat U as Here by ons lewens betrokke is van kleins af, tot ons die dag nie meer daar is nie. Ons kom net om U naam te loof en te prys en U te eer daarvoor. Baie dankie Here. Ons eer en aanbid U en ons loof en prys U naam. Ons vra dat U deur die Heilige Gees nou sal kom op 'n besondere manier en die woord sal oopmaak waar ons ook wil praat en gesels en dink oor die uitstorting van die Heilige Gees. Praat met onsself in 'n taal wat ons verstaan, in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil vra dat jy saam met my sal blaai na Handelinge 2 toe. Handelinge 2, ons gaan die eerste 13 verse daar lees. Die opskrif, die uitstorting van die Heilige Gees, vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was almal op een plek by mekaar. Skielik het daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind. Dit het die hele vertrek gevul waar almal gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en het in allerlei tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare rond saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het dat hulle in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe. Die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal, Persen, Medes, Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte, die dele van Libië rondom Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en in die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Party het gespot en gesê, hulle is dronk. Ons lees tot daartoe. As ek vanmôre met jou gesels oor hierdie gedeelte, wil ek met jou praat oor die gawe van spreekentale. Nou die gawe van spreekentale gebruik ons nie baie in die NG Kerk soos ons dit normaal verstaan nie, want ons het nie brabbeltale wat ons hier in die diens gebruik nie. Partykeer praat die dominee bietjie onduidelik en dan kan jy hom nie hoor nie, maar verder gebruik ons nie regtig die gawe van spreekentale so nie. As 'n mens kyk wat hier staan, dan het daar iets gebeur. Dit was die dag wat die eerste offers ingekom het van die oes van die lande af, en in daardie tyd het die eerste gawe van die Heilige Gees gekom. Almal is vervul met die Heilige Gees. Almal wat in daardie plek was, sonder uitsondering, het ervaar hoe die Heilige Gees gekom het en soos vuur tonge op elkeen van daardie mense afgekom het. En hulle kon in tale spreek, in verskillende tale spreek. Nou dit was nie brabbeltale nie. Dit was nie 'n gemompel nie. Dit was duidelik verstaanbare taal waarin daardie mense gepraat het. Want wat gebeur het? Israel was redelik sentraal. En die Jode het maar uitbeweeg na ander lande toe, soos ons kinders ook uitbeweeg na ander lande toe. En hulle daarso die geloof versprei
en dan het die mense teruggekom na Jerusalem toe om daar te aanbid. Maar hulle het nie in hulle eie moedertaal aanbid nie, hulle het in die Joods aanbid. En daar was vreemdelinge gewees van al die verskillende plekke. En hier hoor hulle die disippels, wat almal Galileërs omtrent was, hoor hulle in hulle eie tale praat. So dit was 'n vreemde verskynsel. Daar was nie net 'n uitgesoekte klompie mense wat die gawe van die Gees ontvang het nie. En nou is daar mense wat sê, hierdie gawes van die Gees werk nie meer vandag nie. En iets daarvan is waar, maar iets daarvan is nie waar nie. Ek wil vanmôre met jou gesels oor die gawe van spreek in tale in die NG Kerk. Ek wil met jou praat oor die gawe van spreek in tale in jou lewe. Ons het vanmôre 'n babatjie gedoop. En vandat 'n babatjie lewendig is en gebore word, begin hy met 'n brabbeltaal. En begin die ma en pa vir hom te sê, mamma, papa, oupa, net sodat hy die regte woord kan sê. En dan leer 'n kind 'n taal aan. En dis 'n gawe van God af. Die feit dat 'n kind kan praat, is 'n gawe van God af. En die Heilige Gees het ons ook in die doopformulier gesien, werk van kleins af in die lewe van kinders. Moet asseblief rustig wees oor die kinders, hulle pla my nie. Hy gaan miskien vir jou pla, maar hulle gaan my definitief nie pla nie, so wees asseblief rustig oor hulle. Die gawe van spreek in tale werk van kleins af in die lewe van 'n mens. Dit begin inkom waar jy leer om taal te gebruik, waar jy die eerste woord leer sê, waar jy die eerste begrip vas lê in jou verstand, begin jy die gawe van spreek in tale te ontwikkel. En begin jy te leer om te praat. Nou die gawe van spreek in tale is om vir mense van verskillende agtergronde, van verskillende kulture, van verskillende plekke die evangelie te kan bring. Dis die vervulling van die belofte van Jesus met hemelvaart. Want wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en julle sal my getuies wees. Jesus het nie gesê, julle sal almal die Heilige Gees ontvang en almal in 'n brabbeltaal praat nie. Nie, hy het gesê, julle sal my getuies wees. Daar is voorvalle van brabbeltaal wat plaasvind. Mense sê dit is die tale van engele. Iemand het een keer daarmee gespot en gesê dis net 'n gebrabbel. Toe 'n ander vrou opgestaan en gesê nee, die taal wat hier gebruik word is 'n ou Boesman taal. So die gawe van spreek in tale werk werklik in brabbeltale en in verskillende tale. Nou van ons het die voorreg gekry om meer as een taal aan te leer. En het van die Here die gawe gekry om dit te gebruik. Maar hoe werk dit nou as die gawe van spreek in tale? As ek 'n Christen is, het ek die gawe ontvang van die Here af, die gawe van die Heilige Gees. En dit beteken dat ek 'n getuie is. Ek is 'n getuie waar ek lewe, waar ek is en waar ek werk. En niemand het presies dieselfde taal as ek nie. Want niemand anders in 'n ander huis praat soos ek in my huis nie. Niemand praat met sy werkers soos ek met my werkers praat nie. Niemand praat met sy vriende soos ek met my vriende praat nie. Niemand praat met my vrou soos ek met haar praat nie. Met my kinders soos ek met hulle praat nie. Elkeen van ons het ons eie dialek, ons eie woordeskat, ons eie vorm van gesels en kommunikeer. En dit is 'n gawe van die Here, want wie ek is, kom lê binne in my. En elke woord en geluid wat ek maak, is 'n getuienis vir die Here. Ek hoop so. Ek hoop so. Regtig. Want God is in my deur die Heilige Gees. So hy gebruik elke letter wat ek gebruik om te praat as 'n gawe van spreek in tale.
Want ek kan nie met jou mense praat soos jy met hulle praat. Ek kan nie met jou vrou of jou man of jou kinders of jou ouers praat soos jy met hulle praat nie, want jy het jou eie taal gekry. Jy het jou eie taalontwikkeling. Jy het jou eie woordeskat. Jy het jou eie intonasies en hulle verstaan die taal wat jy praat. Ek meen 'n ouer kan net vir 'n kind kyk en die kind verstaan presies wat daar aangaan. En 'n vrou kan net vir haar man kyk en hy verstaan presies wat daar aangaan. Wat gebeur nou wanneer ek met die Heilige Gees vervul is? Wanneer ek met die Heilige Gees vervul is, dan neem die Here hierdie taal van my oor en inspireer hy my met elke geluid wat ek maak, met elke woord wat ek sê, om tot sy eer te getuig, om mense te vertel van Jesus, deur wie ek is. Ek kom op plekke waar ander nie kom nie. Ek kom in ruimtes waar ander nie kom nie. Deur die Heilige Gees gelei, is ek daar as 'n Christen, is ek daar as iemand met die gawe van spreek in tale, die gawe om 'n vaktaal te praat. Ek kan nie die vaktaal praat wat jy op 'n plaas kan praat nie. Jy ken dit, ek ken dit nie. Ek ken nie Venda nie, ek ken Zulu. So ek kan nie met die Vendas praat nie, van julle kan met hulle praat. Van julle die gawe gekry om in ander tale ook te praat. Van ons het die gawe om oor grense te beweeg, om met mense te praat wat ander nie mee te doen kry nie. Die gawe van spreek in tale, die gawe om te kom by mense, om intiem naby hulle te beweeg, om in kontak met hulle te kom en met hulle te kan praat oor die Here, oor die wonderdade van die Here. Hierdie mense was verbaas geweest, nie net oor die verskillende tale nie, hulle was verbaas oor die wonderdade wat hierdie mense vertel het. En die wêreld waarin ons leef is honger. Die wêreld waarin ons leef is negatief en het 'n behoefte aan die wonderdade wat van God afkom. En ons moet daardie wonderdade bring na die mense toe. En ons bring dit deur net onsself te wees, deur die Heilige Gees wat in ons is. Ek kan die Heilige Gees onderdruk. Ek kan nie die Heilige Gees bedroef, maar ek kan nie die Heilige Gees keer nie. Wat in my is, deur God gevorm, kom spontaan uit. As ek na my vrou kyk, is ek besig om met haar te kommunikeer. As ek na my kinders kyk, is ek besig om met hulle te kommunikeer. As ek na die mense om my kyk, is ek besig om met hulle te kommunikeer. Praat ek in tale. En ek praat nie daarvan as jy kwaad is of dit verloor nie. Jy praat in tale wat ander verstaan. Hulle lees jou lyftaal. Jou lyftaal is 'n gawe van spreek in tale. As jy jou hand optel en vir iemand waai of groet of jou kop knik of glimlag of erkenning aan iemand gee, is jy besig met die gawe van spreek in tale en is jy besig om toe te laat dat die Gees deur jou vloei om te bring wat die Here vir ons gegee het. Hy het vir ons hierdie gawe gegee. So elke keer as jy jou mond oopmaak, elke keer as jy kyk, elke keer as jy sien, elke keer as jy in 'n situasie in beweeg, besef dat jy besig is om die gawe van spreek in tale te gebruik. En God het jou voorberei van 'n kind af. En dit is hoekom dit belangrik is, dat ons as ouers en ons as ouer mense moet oplet wat ons sê. Want hierdie kinders is sponsies. Hulle tel op wat ons sê. En dit wat ons nie bedoel nie, tel hulle ook op. En hulle sê dit. En dan is die vraag of dit wat uitkom by hulle mond onder leiding van die Heilige Gees is, en of dit onder leiding van die bose is, want daar's twee geeste aan die werk in die wêreld. Dis die gees van Christus en die gees van die bose. Watter gees is ek besig om te spreek deur die manier waarop ek my kinders leer en lei? Wat is die gees wat ek vrystel wanneer ek tussen mense beweeg, wanneer ek praat oor besigheid, wanneer ek praat oor my familie,
Wanneer ek praat oor die regering, wanneer ek praat oor die toestand van die land, is ek besig om die gees van Christus te versprei met my woorde. Is my woorde besig om die gawe van spreek in tale te wees? Of is ek besig om af te breek? Is ek besig om te vernietig met dit wat ek sê? Ons luister na die charismate en ons sien hulle brabbel en ons het kommentaar te lewer oor hulle. Paulus sê, ek praat baie meer in tale as enige een van julle. Maar by julle wil ek by my volle verstand liewer 5 woorde sê as 'n klomp in 'n vreemde taal. En ek en jy het die taal gekry van die Here af. Ons het Afrikaans gekry. Ons het Engels gekry, partykeer gebruik dit as 'n verdedigingsmeganisme. Party van ons het Venda, party van ons het Zulu, party van ons het ander tale. Kom ons gebruik die tale wat die Here vir ons gegee het, deur sy beskikking, om die evangelie uit te dra, om van hierdie plek wat ons bly, 'n beter plek te maak, want ons is daar, en ons het die gees van Christus in ons, en ons dra dit uit, oral waar ons gaan. Mag die woorde van my mond, en die oordenking van my hart, vir die Here aangenaam wees, en mag die gees van Christus, deur my versprei, deur die woorde wat ek uiter. Kom ons gee dit oor aan die Here, ons gee ons tonge oor aan hom, ons gee ons lywe oor aan hom, sodat ons lyftaal en ons woorde in lyn met hom sal wees, en dit so sal wees dat mense erkenning aan die Here sal gee, dat hulle nie sal sê ons is dronk nie, maar sal sê dat ons met die Gees vervul is. Amen.